It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. For you have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus, be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call
the name. Jesus be the name that gets all the glory. There's healing in your name. Healing in your name. There's healing in your name. It makes me cry holy. There's freedom in your name. Freedom in your name. Said there's freedom in your name. Makes me cry holy. There's salvation in your name. Salvation in your name. Hallelujah. Salvation in your name. It makes me cry holy. And Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Can somebody praise the name of Jesus? Hallelujah. Hemelvader, ons dankie dat U ons nog 'n dag gespaar het, dat ons vanmôre kan asemhaal en die voorreg wat ons het om vanmôre hier te kan wees. Here, weet ons, U het nog 'n doel met elkeen van ons, Here. Ons is hier want ons weet, Here, U het nog 'n plan vir elkeen van ons en ons is so dankbaar, Here, om vanmôre saam te kan kom in die huis van die Here en te kan weet, Here, U is al reeds hier teenwoordig. U is al reeds besig om te werk, Here, en ek is so dankbaar om hier te kan staan saam met medeboeties en sissies, Here, om te kan weet ons dien 'n lewendige, heilige, almagtige koning, Here. Here Jesus, ons vestig ons oë vanmôre net op U, op geen mens nie, Here, want ons weet waar ons hulp vandaan kom. Ons weet wie is ons rots, Here. Al is ons rotsbodem, weet ons, Here, U is ons rots en daarom het ons hoop om aan te gaan. Here, ons het hoop en sy naam is Jesus. En Vader, ons is so dankbaar vir wat U vanmôre vir ons gaan doen. Ons is afwagtend, Here. Ons is honger vanmôre, Here. Ons weet, Here, U gaan vanmôre iets nuuts doen vir elkeen, Here. En daarmee, Here, bring ek elkeen vanmôre voor U, Here. Elkeen wat vanmôre hier ingestap het, dalk met 'n swaar hart. Elkeen wat dalk mismoedig is. Elkeen wat vanmôre krag nodig het. Here, dat U atmosfeer sal vul met die Heilige Gees en dat hulle nuwe krag sal ontvang, dat hulle nuwe vuur sal ontvang en soos wat hulle hier uitstap, Here, veranderd, vernuwe. Here, en dat hulle sal uitgaan, Here, en sal weet, Here, dit is net U wat dit gedoen het. Geen mens nie, Here. Here, ons is nie vanmôre hier vir 'n vertoning nie, maar ons is hier om U te ervaar en ons is hier om met U te ontmoet, Here Jesus. En Vader, vanmôre bring ek hierdie diens na U toe, Here. Elkeen wat vanmôre 'n bediening uitleef, Here. Elkeen wat aanlyn ingeskakel is, elkeen wat hier is vanmôre, Here, soos wat ons 'n bediening uitleef van die musiek. Reg deur, Here, tot die sonnaarskool en elkeen van die deur tot die altaarswerkers, Here, dat U Gees hulle sal lei, Here, sodat hulle in U Gees sal beweeg, Here, en dat die gawes sal opereer van die Gees, Here, en dat daar 'n beweging sal wees van die Heilige Gees. En ons is dankbaar daarvoor, Here. Ontvang die offer, Here, ontvang die lofprysing en aanbidding soos ons U naam aanbid, Here. Soos ons U naam aanbid, sal daar genesing wees. Soos ons U naam aanbid, sal daar 'n vuur wees in harte en sal daar herstel wees vir elke mens, Here. Ek kom bid ook so, Here, vir pastoor wat die woord gaan bedien, Here. Salf sy lippe, Here, elke woord wat U vir hom gegee het, Here, dat soos hy spreek, Here, dat dit soos U sal wees wat spreek. Dat hy instrument sal wees in die hande, Here, en dat dit tot ore sal val en regdeur tot harte sal sny en dat hulle sal weet, Here, so sê die Here van die leerskare. Ons vra dit in U heilige naam, Here, en daarmee wil ek ook bid vir die tiendes en offergawes. Here, elkeen wat gee, Here, elkeen wat 'n offer bring vanmôre. Here, ons doen dit nie vanmôre uit gewoonte uit nie, maar ons gee uit ons harte. Ons saai in die koninkryk van God, Here. En soos wat daardie saad gesaai word, Here, dat dit gebruik sal word vir die uitbreiding van U koninkryk. Dat U wil gedoen word, Here, slegs U wil. Ek seën elkeen, Here, wat vanmôre saai aanlyn. Ek seën elkeen vanmôre wat saai in hierdie bediening in, Here. Seën hierdie bediening van een hoogte tot die volgende hoogte, Here Jesus. En Vader, ek kom nou teen elke gees van misleiding en afleiding. Jy het geen reg hier vanmôre nie. Die Heilige Gees is reeds hier besig om te werk. En Vader, ons gee die diens oor aan U, doen slegs U wil. U is die koning van alle konings en almal wat dit glo, sê amen.
heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, come now, Holy Spirit, come and take control. Let the dew of heaven fall on me. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Come now, Holy Spirit, come and take control. Let the dew of heaven fall on me. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Come now, Holy Spirit, come and take control. Let the dew of heaven fall on me. Do the dear oh, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Come now, Holy Spirit, come and take control. Let the dew of heaven fall on me. Nog eenmaal, and let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Come now, Holy Spirit, come and take control. Let the dew of heaven fall on me. It's coming down, 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 it's coming down. I have the glory of the Lord, it's coming down. When the saints begin to pray, the Lord shall have his way. I have the glory of the Lord, it's coming down. Coming down, it's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord shall have his way. And the glory of the Lord is coming down. It's coming down. Hey, down, it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord shall have his way. And the glory of the Lord is coming down. Vamos todos a la canción. It's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. Oh, when the saints begin to pray, the Lord shall have his way. And the glory of the Lord is coming down. It's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord shall have his way. And the glory of the Lord is coming down. Oh, when the saints begin to pray, oh, the Lord shall have his way. Oh, and the glory of the Lord, it's coming down. Glorie naar de heerlijkheid van de Heer en ons midden. Oh, when the saints begin to pray, oh
yes, the Lord shall have his way. Oh, and the glory of the Lord, it's coming down. Oh, glorie dit, hy is in ons midde. Sê vir jou langs jou, hy is in ons midde. Hy is nie net binne in my nie, maar hy is in ons midde. Halleluja. Sê vir die ou langs jou, man, dit is so lekker om die Here te dien. Jy moet net 'n lekker mens wees. Amen. Prys die Here. The world will try to satisfy that longing in your soul. You may search the wide world over, but you'll be just as before. You'll never find true satisfaction until you found the Lord, for only Jesus can satisfy your soul. And only Jesus can satisfy your soul. Your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too. Only Jesus can satisfy your soul. If you could have the fame and fortune, all the wealth you could obtain, yet you have not Christ within, your living here would be in vain. There'll come a time when death shall call you. Riches cannot help you then. So come to Jesus, for he can satisfy. Only Jesus can satisfy your soul. Only he can change your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too. Only Jesus can satisfy your soul. Sing het nog een keer samen. For only Jesus can satisfy your soul. Only he can change your heart and make you whole. He'll give you peace you
joy and heaven too. Only Jesus can satisfy your soul. Glorie dit. Staan op familie, sing ons hierdie liedjie. My siel sê ja, 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 ja. My siel sê ja, 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 ja. My siel sê ja, sê ja, sê ja, ja, ja. My siel sê ja, sê ja. Yeah, yeah, we still say yeah, say yeah, say yeah. Oh, we still say yeah, we still say yeah, say yeah, 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 yeah. Ons sê ja vir Jesus. Ons sê ja, Here. Ons sê ja, ja, Here. Halleluja. Die ouens sing vir my Then sings my soul. Ek weet of dit jou key is nie, kry net gif met die sleutel. Ek voel net gelys, jylle reg om te sing Then sings my soul. My
my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, How great thou art, for you so great. How great thou art. hallelujah. This is my soul. This is my soul, my Savior God, to thee. How Hallelujah. great thou art. How great thou art, Jesus. How great thou art. This is my soul. Oh, then sings my soul. This is my soul. My Savior God, for thee you're so great, Lord. How great thou art. How great thou art. How great thou art. This is my soul. My Savior God. My Savior God. To thee. How great thou art. I lost them all. I lost the keersong. I'm on soul. Then sings my oh, Ribaya Narabasukata Rababa. So great, Lord, how great thou art. This is my soul. This is my soul, my Savior God, to thee. How great are you, Lord? For great and greatly to be praised. How great thou art. Hallelujah. Halleluja. My siel maak die naam van die Here groot. My siel verheug hom in die Here. O, my siel moet nie God beperk nie, maar laat God God wees. O, in my liggaam, in my gees en in my siel. O, in sy totaliteit, Here. Dankie, Vader, vir die teenwoordigheid, Here, vir die heerlikheid van die Here in ons midde. Dankie vir die Shekinah heerlikheid van God wat manifesteer. Dankie, dit bring genesing, dit bring vervulling, dit bring verkwikking. O Here, ons is opgewonde om in die huis van die Here te wees vanmôre. Ons het 'n opgewondenheid in ons harte, Here, want ons het 'n ontmoeting met die koning van konings. O, die een wat soewerein is bowe al, wat in beheer is. Halleluja. In wie se koninkryk ons is. Halleluja. Ons is nie van hierdie wêreld nie, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Ons is onder sy heerskappy. Daarom sal my siel rus. Daarom sal ek ontspan en weet hy is in beheer, want ek is in sy koninkryk en hy sal vir my sorg. Hy sal vir ons sorg en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Halleluja. Galasiërs 5 vers 19.
Ons het laasweek gepraat oor liggaam, siel en gees en in my voorbereiding toe kom ek agter ek het nodig om aan te gaan vanmôre met hierdie. Nou as jy nie laasweek hier was nie, moet jy maar op YouTube gaan kyk of op Facebook vir daardie uitsending. Ek glo dit was insiggewend en dis 'n klomp inligting. Maar ek wil hê ons moet kyk na Galasiërs 5 vers 19 en dan lees jy, hoef nou nie saam met my te lees hardop nie, maar ek wil hê baie aandag gee aan wat hier gesê word. Galasiërs 5 vers 19 sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreintheid, ongebondheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, vir al die sypers, brassery, en dergelike dinge. Vandag gaan ons kyk wat is die dergelike dinge. Want dergelinge beteken soortgelyke goed. Die goed wat hy daar noem is maar net 'n gedeelte van dit. Dis nie alles nie. Dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie, sê Eina. Vers 23. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. As ons deur die Gees lewe, as ons kies om deur die Gees te lewe, as ons 'n keuse maak om te sê ek word deur die Gees gelei, want net hulle wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Wanneer ek kies om hom te volg en sy leiding op ag te slaan, sal my gedrag dit wys. Sal my optredes dit wys. So Vader, ek dank U dat U my lippe salf. Geweldig, Here, is hierdie woord weer eens. Mag hierdie woord ons bou, kom verander, dat dit ons sal help om nader aan U te beweeg. Vader, om 'n heilige lewe te weerspieël, 'n heilige lewe te demonstreer aan 'n vuil, siek wêreld. Seën my nou terwyl ek in die beste van my vermoë gaan doen. In die beste van my vermoë gaan probeer om hierdie woord te bedien. Is my gebed in Jesus naam. Amen, amen. U kan die sitplek inneem. So, omdat ek 'n prentjie mens is, het ek hierdie ding ontwerp. Ek moes 'n paar keer dit doen, om daarom so 'n bietjie meer professioneel te kry. Maar hier is die prentjie wat die Heilige Gees aan my gegee het, terwyl ek werk aan hierdie woord. En wat ons hier sien is die liggaam wat 'n sirkel is, en die siel wat 'n sirkel is, en die gees wat 'n sirkel is. Ons sien dat die gees is in die sirkel van die siel. En die liggaam is in die sirkel van die siel. En wat sê Galasiërs 5 vir ons? Galasiërs 5 sê vir ons dat wandel in die gees en nie deur die vlees nie. En die vlees en die gees staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. My woordkeuse, en ek probeer, want dit is nie 100% korrek nie, maar jy gaan verstaan wat ek sê, en ek moet versigtig wees hoe ek dit sê, maar kan ek dit sê? Want jou siel is waar jou denke lê, dis waar jy onthou, dis jou emosies, dit is waar jy planne uitwerk, en jou gedagtes aan die gang hou, en wat doen die gees? Die gees smag, dat jy sal kies, om hom te volg. Kan ek dit sê met liefde en respek, die gees veg
mag ek myself nou korrigeer, maar ek moet dit net gebruik in hierdie sin. Hy veg vir jou aandag. In jou siel. Waar die vlees ook veg, want hy het begeerlikhede. Want ons almal is mens, ons almal is soos, it's all about me, myself and I. Ek moet bevredig word, ek moet kry wat ek verlus is, daar's goed wat ek wil hê, en ons jaag na die vlees, so die vlees skree kliphard ook vir aandag. Want hier's wat gebeur, in jou siel maak jy die keuse, gaan ek die gees op ag slaan, of gaan ek die begeertes van die vlees op ag slaan? En wat jy kies, wys in jou gedrag. Hoe jy optree, sê vir ons duidelik, sonder woorde, wat het jy gekies? En hulle wat deur die gees van God gelei word, is kinders van die Here. So, daar's 'n geveg aan die gang vir jou aandag. En die probleem wat ons het met die vlees is, met die liggaam en sy begeertes en alles wat draai om die liggaam, wat hy sien, wat hy hoor, wat hy proe, alles wat hy sien, alles wat hy opdoen, en optree en reageer, konfliksituasies en so meer. Die probleem met die vlees is, sy stem is oorverdowend toe hard. Die vlees skree vir die siel se aandag. Jammer vir my woordkeuse, hy's oordonder. Jammer, ek weet is nie seker kanseltaal nie, maar ek moet vir jou 'n baie goeie prentjie hier skilder. Sy stem is kliphard. En wat sê die Bybel vir ons? Jesus sê, ek is sagmoedig en nederig van hart. Wat het ons gesê, wat is die hart? Die hart is die ander twee jy. Die gees en siel, die gees spesifiek van Jesus, is sagmoedig en nederig. En terwyl die liggaam skree, moet jy iewerste in die siel ag slaan op daai stil, sagte stemmetjie. Wat sê, hier is 'n heilige opsie, en in hierdie oomblik kan jy twee keuses maak, of jy kan ag slaan op die klipharde stem van die liggaam, of sal jy ag slaan en stil word en rustig raak en besef, ek het ook 'n stem, maar die Heilige Gees sal hom nooit forceer af op jou nie. Hy sal nooit jou ruk en pluk en sê, jy moet my kies nie, want hy's sagmoedig en hy's nederig, en hy kom met 'n stil voice. 'n sagte, soet stemmetjie. En jy, dis hoekom ons laasweek gesê het, jy moet 2 keer dink en 1 keer trap. Want voordat jy trap, moet jy sê, het die Heilige Gees gepraat, en gaan ek daardie opsie hê, of gaan ek daardie opsie kies eerder? Wat hy vir my sê om te doen, en sy opsie kies, of gaan ek die klipharde stem van die liggaam kies? Maar jy moet in die geraas, en ek wil met u hieroor praat, want hier is die ding, familie. Jammer vir my sig, maar hier is soveel informasie. Maar, wat sê Jesus? Ek het dit nie op die bord nie, hou net by daai prentjie, asseblief die media span. Ek het gou vinnig hierdie net ingewerk. Johannes 15 vers 4 sê, Jesus, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle in my nie bly nie. So die oomblik wat jy kies, want in jou gedagtes altyd as 'n bloedgewaar, onthou die wêreld het nie 'n geesstem nie. Hy doen net wat die liggaam sê. Hy bevredig net homself, it's all about me, myself and I, en die res kan maar gaan. Dit gaan net oor my. Egosentries, alles wat ek wil hê, ek vergryp my, ek snyf alles wat ek in die hande kan kry, ja. Die liggaam, hy is net gefokus daar. Maar die Gees bring vir die kind van God altyd 'n opsie. En jy gaan moet besluit, gaan jy hom volg, of gaan jy die vlees volg? En hier is die ding, wanneer jy
kies om die Gees te volg, nou is jy in hom, soos hy in jou is. Clemens, hoe bly ek in hom? Soos hy in my bly. Laasweek het ons het gesê, die voorportaal, die voorhof, die heilige, die allerheiligste is waar die teenwoordigheid van God was, en ons is liggaam, siel en gees, en in ons geesmens is woon die Here, wanneer Paulus sê, it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me, is dit sy gees wat in ons geesmens gedeponeer is, en hy bring altyd 'n opsie om te kies. As jy gered is, en jy raak stil in enige versoeking, in enige konfliksituasie, in enige uitdaging wat jy mag hê, as jy stil word, sal jy hoor die Gees van die Here sê vir jou, nee, stop, wag. Die vraag is, gaan jy agslaan op sy stem, of gaan jy die klipharde stem van die liggaam akkommodeer? En die groot ding is, bly in my, soos ek in julle. En wanneer jy die Gees kies, wys dit in jou gedrag. En wat sê Matteus 5 vers 16? Kyk gou wat sê Matteus 5. Laat julle lig so skyn, sê Jesus, voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Ek is onder die genade, Clemens. Ek kan maar doen wat ek wil. Jy kan nie doen wat jy wil nie. Want is jy 'n skande vir God, of is jy, maak jy hom trots? Is jy 'n goeie verteenwoordiger, wat lig maak in 'n donker wêreld? En verheerlik jy God deur wat jy kies? Gaan vir my aan. Wat jy kies. So hier's 'n paar vrae. Is jy geesvervuld? Woon Christus in jou? Word jy deur die Gees beheer? Beïnvloed die Gees jou keuses, jou siel? Kies jy reg? Kruisig jy die vlees? Wandel deur die Gees? Nie deur die vlees, die kruisig die vlees, wandel deur die Gees. Hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Wat se keuses maak jy? Kruisig jy die vlees? Of is die Heilige Gees op hierdie oomblik in jou lewe uitgeblus? Clemens, hoe blus 'n mens die Gees uit? Want die Bybel sê, blus die Gees nie uit nie. Dit het nie altyd te doen met kerk soos ons hier saamkom nie. Want hier moet ons ook versigtig wees om die Gees van God nie uit te blus nie. Maar wanneer ek die hele tyd die stem van die Heilige Gees ignoreer, gooi ek water op sy stem, maak ek hom stil, en sê ek slaan nie ag op jou stem nie, ek gaan nog steeds doen wat ek wil, wanneer ek wil, hoe lank ek wil, vir so lank as wat ek kan, en ek bly die vlees kies, dan maak ek die Gees van God dood. Ek blus die Gees van God in my gedagtes uit en sê, ek gee nie om die opsies wat jy nou van my gee nie, ek gee nie om wat jy nou wil hê ek moet doen nie, maar ek sal doen wat ek wil. Wanneer ek wil. Die eie ek. Ek sal doen wat ek wil. Hallo vlees. Maar hulle wat deur die Gees van God gelei word, so is jy ingeënt in hom, bly in my, soos ek in julle. Kies die heeltyd wat die Gees van God van jou verwag, en nie die liggaamse behoeftes wat so kliphard skree nie. En wanneer jy dit kies, sal jy God verheerlik. Sal jy 'n goeie getuie wees. Sal die hemel nie skaan kry vir jou. Hoe lyk jou keuses? Want jou keuses beïnvloed jou gedrag. Ek kan amper hier sluit en klaargemaak, huis toe gaan. Maar ek begin, dis my inleiding. Halleluja. So Paulus kom en hy beklemtoon die rol van die Heilige Gees in ons lewe. En hy sê, dit is die Gees van Jesus wat in ons woon. En verstaan mooi, dis Johannes wat sê, hy sê,
Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem en hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En verstaan mooi, wanneer Christus in ons kom woon, is dit nie omdat hy dakloos is nie. Hy het nie 'n behoefte, ek soek 'n blyplek net iewers, iemand gee my net blyplek, ek het nie blyplek nie. Nee, hy is in die kind van God, om binne in jou te werk, om vrug te produseer. Sodat jou gedrag en jou werke God kan verheerlik. Dat wanneer die kollegas by die werk na jou kyk, wanneer jou familie na jou kyk, moet hulle sê, ek soek wat jy het. Want jou gedrag demonstreer dit. En jou gedrag demonstreer dit, want jy het reg gekies, die Gees gekies en nie die vlees nie. Ek gaan dit net nou sê, jy kan nie alles van die vlees voor ja sê nie. Jy moet iewerste dissipline hê om te sê, weet jy wat, moet ek genoeg burgers geëet. Eina, sê Eina. Kan ek iets sê, vergewe my, jy gaan my kruisig, maar gee nie om nie. Want ons kan ons vinnig vir die mense wat rook beoordeel. Woe, die man is ongereed, hy rook, 6. Dis 'n tempel van die Heilige Gees. Maar jy mag burgers vreet tot by jou ore uit, en jou cholesterol opjaag. En suiker inneem en coke en cream soda maar jy mag vet eet, daai wit vet van die biltong, soos ek. En jou cholesterol opjaag, maar moet net nie rookie, en ek keer dit nie goed nie, hoor my hart. Wanneer jy gaan agslaan, ek praat, die Here, ek is baie lief vir my, lekker goeie kies ook en hier en daar, maar iewers, dan hoor ek God sê vir my in my gees, jy is nou klaar hoor, stop nou eers 'n bietjie, drink bietjie water, sê nou, eet bietjie maar slaaitjie, kom aan mense, moet jy nou heilig wees nie, hy's in jou om te werk in jou, maar die vraag is jy in hom soos hy in jou? En jy's in hom, die oomblik wanneer jy 'n keuse maak, op sy stem en reageer op wat hy vir jou sê, is jy in hom. En nou sal daar vrug wees. Geestelike karakter sal hom altyd uitbeeld in geestelike gedrag. Wat sê die Bybel, soos 'n mens, soos sy hart dink, so is hy. Die uiterlike sal altyd die innerlike weerspieël. Ek het net nodig om na jou optredes te kyk om te weet. En wie van julle wat al verby 'n kombuis geloop by iemand, dan lê daar die heerlikste vrugte. Dan denk jy, man, ek het nog nooit so mooi vrug gesien nie. En as jy hom vat om te eet, dan is dit plastiek. 'n plastiek vrug, wat so misleidend is, jy raak jou mond water, jy proe al hierdie appel, en jy vat en dis plastiek. Dis daar om mooi te lyk, dis daar vir dekor. Plastiese vrugte doen niemand goed nie. En dit is presies wat gebeur met baie Christene. Ons maak soms die regte geluide, wanneer ons by mense kom. Ons lyk amper so. Maar plastiese Christene, wat plastiese vrugte produseer, doen niemand goed nie. Pas op, mense kan deur jou kyk. Ons moet regte, egte vrugte produseer wat Jesus verteenwoordig, wat lyk soos hy. Heilig, sagmoedig en nederig van hart. Dit moet gedemonstreer word reg deur ons lewenswandel. So. Kom ons kyk gou die vrug van die Gees.
Onthou u dergelike dinge. So die vrug van die Gees is liefde. Maar wat wil die vlees doen? Hy wil haat. Nou ek weet hier's nou hoogheilige mense hier. O, Clemens, ek haat nie. Clemens, nee, ek haat nie. O nee, ek is lief vir almal. Ek is hier vandag vir jou te sê, iewerste is daar iemand wat jou te nagekom het. Iewerste het iemand geld van jou gesteel. Iewerste was daar 'n verkrachting. Iewerste het iemand jou gemolesteer. Iewerste het iemand jou te nagekom. Iewerste het iemand met jou vrou weggeloop. Iewerste het iemand met jou man weggeloop. En iewerste het iemand jou kind se lewe verwoes. En wanneer jy voor daardie persoon staan as 'n bloedgewaste kind van die Here, gaan die vlees altyd sê, ek gee nie om hoeveel keer jy vas, hoeveel keer jy bid en hoeveel keer jy wat doen nie, gaan die vlees sê, hierdie ou moet loop want ek gaan vir hom tik vandag. Hierdie ou moet uit my gesig uitkom, ek kan hom nie verdra my teenwoordigheid nie. Maar wanneer jy as bloedgewaste kind van die Here kan stil raak en daai oordowende stem kan stil maak en kies, wat sê die Here? Dan praat die Heilige Gees met agape liefde en hy sê, nee, stop, moenie. Agape liefde. Dis nie die liefde van wat daar is tussen 'n man en 'n vrou nie. Dis onvoorwaardelike liefde. Hoor gou mooi, nie net vir die gelowige nie, maar in die gelowige en deur die gelowige. Altyd, man, ek gee nie om, daar gaan sekere mense wees, sekere omstandighede, 'n ou vernoot van jou, 'n besigheidsvernoot, as jy voor hom staan en het jou beroof van miljoene of hoeveel ook al, dan gaan jy daar staan met iets in jou hart wat sê, ek kan nie hierdie ou aan verdra nie. Maar wanneer jy kies om na die stem van die Here te luister, as julle in my bly soos ek in julle, sal die liefde van God in jou deur jou gewys word. Wanneer jy dit kies. Ons moet gekenmerk wees deur liefde. Dit is uitdagend om jou vyande lief te hê. Wees vir julle vyande lief, sê Jesus. En dit is moeilik om my mense lief te hê, maar kom ek herinner jou net, wat sê Jesus? Hy sê, of die Bybel eerder, hy sê, God het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. So jy's nie so uniek nie. Want weet jy wat, jy het die vreemdste goed gesnuif, en jy het gehoereer, en jy het bedrog gepleeg, en jy het mense ingedoen, toe sê God, ek het jou lief. En as daai liefde in jou is, moet ons genade wys aan mense en nie op die vlees reageer nie, maar dit uit te doof en water eerder op die blus die vlees uit. Gooi water op die vlees en sê, Here, so moeilik as wat dit is, sal ek kies, want ek is in hom soos hy in my, en God se agape liefde is in my gedeponeer, en daarom kies ek liefde, en ek sal dit wys vir my grootste vyand, eina. Dit is onmoontlik om geesvervuld te wees, en nie deur die gees van God gelei te word nie. Dit is onmoontlik om te sê, jy's 'n Christen, maar goddelike liefde is nie in jou hart nie. Romeine 5 vers 5. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons, nie vlees hart nie, onthou u? Hy praat nie, onthou wat ek gesê het, die hart is nie die vleesdingetjie wat die bloed pomp deur jou are. Wanneer die Bybel praat van die hart, dan praat hy van die ander twee, jy, jou gees en jou siel, en meer spesifiek jou gees, dis in jou gees uitgestort. Dis in jou geesmens. En jou siel, wat se keuse gaan jy maak? Wat se keuse gaan jy maak? Dit is saam met die Heilige Gees in jou hart uitgestort. In jou hart ingestort. Kom ons kyk na die volgende enetjie.
blydskap. Die vlees vernam wat om hierdie sirkel gebeur. Die omstandighede. Wat met ons gebeur. Maak dat ons sê, gee my net 'n gat dat ek kan inklim in die gat. En ons wil ons kop in 'n gat indruk soos vol stresse. Klaar, maak sommer klaar. Here, bring nie, waar is die wegraping, sommer nou. Maak het sommer nou, Here, ek is klaar. Kan nie meer, neerslagtig, mismoedig, hopeloos. Jou vlees gaan altyd wil beklei om neerslagtig te wees wanneer die uitdagings daar is. Ek sê weer, kom ek praat van myself, ek loop 'n pad met die Here en ek het 'n verhouding met die Here, maar wanneer die moeilikheid kom, dan moet ek met hierdie vlees veg, want hierdie vlees wil in 'n gat kruip en sê, Here, is dit nie maar beter net om weg te kruip en weg te hardloop, nee. Jou vlees sal altyd neerslagtig wees, maar die Gees is hier. Hy sê, klop, sal jy vir my 'n kans gee? En wanneer jy hom kies, gaan jy ten spyte van die omstandighede nog steeds blydskap kan hê. En jy gaan opgewonde wees en weet, hy weet vir emosie sorg, sal sorg vir jou. Jy sien die Griekse woord wat hier gebruik word vir blydskap, is nie net om gelukkig en opgewonde te wees nie. Dis 'n diep innerlike vreugde wat uit die teenwoordigheid van God uitkom. Dis binne in jou gedeponeer. Dis 'n diep innerlike vreugde. Bly by my, hierdie blydskap hang nie af van hoe goed of hoe sleg dit gaan nie. Dit hang nie af van die omstandighede nie. Dit kom nie van goeie nuus wat jy ontvang nie, want ons raak bly wanneer ons goeie nuus ontvang. Dis nie net bloot 'n emosionele opgewondenheid nie. Hoor mooi, dit vloei uit 'n verhouding met God, waar jy kies om in hom te bly, soos hy in jou. Want die wêreld se geluk sê, ek is bly omdat dinge met my goed gaan. Maar die Heilige Gees in ons, die blydskap in die Heilige Gees sê, selfs in moeilike tye, is ek gelukkig, want, wat sê die Bybel, nou maak alles sin, die blydskap in die Here. Die blydskap in die Here is my beskutting, nie by my liggaam en wat met my gebeur nie, maar wanneer ek kan kies om van die omstandighede en wat die vlees soek, te gaan na die Gees toe, want dan besef ek hier's 'n blydskap wat nie beskryf kan word nie, want ek is gefokus nie meer daar nie. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. My blydskap is nie gekoppel aan wat met my gebeur nie, maar ek kies, as julle in my bly soos ek in julle, sal julle blydskap hê. Ek is onderdeur. Ek is siek. Jy sien, blydskap vloei uit 'n verhouding met God. Die wêreld se geluk sê, ek is bly omdat dinge met my goed gaan. Maar blydskap in die Here, dis jou beskutting. Paulus en Silas kies om middernag te sê, kom ons sing nie, praat ek mense, engele tale, maar as net liefde nie. Maar kom ons kry 'n loflied. Kom ons raak opgewonde. Ons sit in aaklige omstandighede binne in die tronk met ketTINGs en boeie, maar ons gaan nie ons fokus daar plaas nie. Ons kies om blydskap te hê. En die oomblik toe die blydskap, hulle kies om die blydskap uit te oefen, toe gaan tronkdeure oop. KETTINGs val af en hulle stap uit. Luister, waar is jou fokus? Dis tyd om blydskap weer te kry in jou huis. Dis tyd om blydskap te hê in jou lewe. Waar is jou fokus? Want blydskap kan ketTINGs breek. Blydskap kan tronkdeure oopmaak. Halleluja.
Blydskap is 'n vrug, nie 'n prestasie nie. Dit groei waar die Heilige Gees lei. En hoe meer jy agslaan op hom, hoe meer groei blydskap. Probeer jou eie heil uitwerk. Probeer jou eie planne volg. Probeer dit uitwerk in jou kop, volgens die vlees. Jammer om te sê, kan ek dit sê, Here vergewe my, dis hoekom baie mense sielkundiges moet gaan sien. Want hulle het nog nie ontdek om in hom te bly, soos hy in ons nie. Hulle is so gefokus aan daai kant, en as jy net daar lewe en daar, gaan jy mal word. Goed gaan nie sin maak nie, jy gaan nie weet wat soek jy hier nie, niks het 'n doel nie, niks maak, niks val vir jou in plek nie, jy weet nie wat gaan nie aan nie, maar jy's op 'n verkeerde plekke. As julle in my bly, soos ek in julle. Hou sielkundige probleme op. Kry jou fokus reg. Jy het hemelse blydskap in jou. So, baie. So, as jy 'n termometer of 'n verwarmer, want 'n termometer verander saam die temperature om, maar 'n verwarmer genereer sy eie hitte. En word jou temperatuur beheer deur wat met jou gebeur. Dit gaan goed, nou het ek blydskap. Dit gaan nie goed nie, ek is neerslagtig. Ek is 'n termometer. Maar wat doen 'n verwarmer? Wat ingeprop is in elektrisiteit. Hy genereer sy eie hitte. As jy ingeprop is in die Gees, in my soos ek in julle, sal jy jou eie hitte genereer en dit sal wys in jou gedrag. Blydskap is nie die afwesigheid van probleme nie. Dis die teenwoordigheid van God reg in die middel van jou probleme. So, vrede en onrus. Dergelike dinge, onrus. Dis woorde wat gebruik word in oorlog. Daar's onrus aan die gang, daar's 'n oorlog aan die gang. Wanneer daar geen oorlog is nie, is daar vrede. En die grootste geveg, nie noodwendig altyd vir die wêreld. Die grootste geveg vir jou as bloedgewaste kind van God, lê altyd in jou siel. Want dis daar waar jy veg. Met die vlees en die gees. Waar jy moet veg om die stem van die gees te kan hoor. En die vlees te kruisig. En wanneer die Bybel praat van vrede, het dit niks te doen met die gees nie, want daar moet volmaakte vrede wees, want God van vrede is in jou. In jou geesmens. Maar gees voel nie. Maar liggaam voel. Maar wanneer jy kies, en reg kies, gaan goed begin anders te wees in jou lewe, en dan gaan jy in jou siel begin vrede kry. Want dis waar die oorlog lê, is die, wat ek kan doen, my uitwerk, ek moet my eie heil uitwerk, ek moet hierdie ding uitsorteer, ek moet hierdie ding ingryp, ek. En nou is daar oorlog in jou siel aan die gang. Terwyl jy in hom moet bly soos hy in jou. En wat sê die Bybel? Ek haas myself. Ek gaan goed nou uitsny. Kom ons gaan na Filippense 4 vers 17. En hy sê, in die vrede van God, wat verstand te bowe gaan, sal julle, nie die pompie nie, julle gees en siel, spesifiek in hierdie geval, jou siel, en julle sinne, bewaar in Christus Jesus.
Nou verstaan mooi familie, vers 7 is 'n antwoord. Hy gee vir ons 'n antwoord. Hoe om vrede te kry. Maar hoe kry 'n mens hierdie vrede van God wat alle verstand te bowe gaan? Want hier is 'n antwoord. Ons moet iets doen om die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, om dat dit ons harte en ons sinne bewaar. Wat moet ek doen? En om te weet wat ons moet doen, moet ons na die vorige vers toe gaan, wat vers 6 is. En hy sê, wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by die Here. Met ander woorde, daar's 'n koortjie wat ons sing, leave it there, leave it there. Take your burdens to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burdens to the Lord and leave it there. Wanneer jy na hom toe gaan sê, Here, ek gee nou oor, dan stap jy weg en jy sê, dankie Here, ek prys U, want hy wat vir emosie sorg, sal sorg vir my. Hy gaan na my kyk, hy gaan my bewaar, en ewe skielik het jy vrede in jou storm. Ons moet na Jesus kyk. Jesus gee vir ons die perfekte voorbeeld van vrede. Wat doen hy? Onthou u, lê agter in 'n skuitjie, bootjie, en die storm woed. En die disippels swoeg en sweet. Hierdie boot gaan, ons gaan sink, ons is in die moeilikheid, ons gaan vergaan. En hulle stoei met die storm, hierdie boot moet regop gehou word, ons gaan verdrink. En hier lê Jesus in slaap. En hulle is soos, terwyl hulle werk, en een kry die guts, Jesus, gee U nie omdat ons vergaan nie. Maar jy sien, Jesus was in 'n storm, maar hy het nie toegelaat dat die storm in sy kop kom nie. Ons almal is in storms. Die vraag is, wat laat jy toe in jou kop? Gaan jy dat die storm in jou kop kom, of gaan jy dat die vrede van God, die shalom van God, nothing missing, nothing broken, perfect peace, jou siel beïnvloed? Wat kies jy? As julle in my bly, soos ek en julle, sal julle die vrug hê van vrede in julle koppe, in julle sinne. Jy sien 'n skip, sy anker stop nie die storm nie, maar dit keer dat die skip wegdryf. En dis wat vrede doen. Vrede van God verwyder nie die storm nie, maar dit keer dat jy ondergaan en verdrink. Dit keer dat jy nie jou koppie verloor nie. Slaan jy ag op die vrede van God, bly in my, kies. Hoe bly ek in hom? Kies. Gaan jy hom vertrou, of gaan jy die liggaam, met die emosies en alles wat hier gebeur, met hom toelaat en sê ek kies dit, want dan gaan jy mismoedig, dan gaan jy depressief en mismoedig en onrustig wees. Maar wanneer jy kies die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, leave it there en stap weg en sê ek sê dankie Here. Ek hoef nie meer aandag te gee aan dit nie. Ek vertrou U. So, lankmoedigheid, ongeduld. Hierdie is 'n interessante ene. Ek probeer so gou as moontlik wees, so kan ek nog so 'n bietjie tyd kry. Ek gaan daarom nie al die vrugte doen, ek gaan nou gou so 2 vinnig net verby hardloop, maar ek voel net hier is belangrik, familie. Want jy sien, wanneer ons gelees het van die vrug van die Gees, dan kan dit klink asof ons oor die Gees praat, maar wie weet, ons praat eintlik vandag oor die siel. Want waar kies jy in jou siel? So ek praat eintlik vandag met u oor die siel. So, lankmoedigheid kom van die Griekse woord
Makrothumia, ek hoop ek spreek dit reg uit. Makro beteken lank, thumia beteken toer emosie en reaksie. So met ander woorde, opgebreek, wat beteken lankmoedigheid? Dit beteken om lank te vat, om te reageer met jou emosies en jou toorn. Eina, sê eina. Lankmoedigheid beskryf iemand wat geduldig kan bly onder druk. Wat nie vinnig sal jy meer verloor nie. Eina Clemens. Want glo my, ek sukkel ook maar soms. Hoekom, wat gebeur in 'n konfliksituasie? Hier's wat gebeur. In 'n konfliksituasie vinnig. Omdat die liggaam, die vlees, kliphard skree. Verloor ons in 'n sekond, in 'n oogwink dalk ons hier meer. En ons sê wat ons nie moet sê nie, maar 'n bloedgewaste kind van die Here kom altyd. En dan na die tyd, en dis wat met my gebeur, ek praat met myself, ek weet nie met jou nie, maar met my, dan kom ek, en dan praat hierdie stemmetjie met my en sê, jy het nou 'n bietjie droog gemaak. Jy het verkeerd gekies, jy was te haastig. En dis wanneer ek sê, ek is jammer, Here. En wat doen ek as ek sê jammer? Ek bly in hom. Ek het droog gemaak, maar ek kies nou, ek bly in U, Here. En dis wanneer ons sê, ons is jammer. Ek het nie reg opgetree nie. Want ons almal sukkel. Miskien is jy daai gelukkige ou wat nie 'n kortie meer het nie. Jy moet asseblief ons kom 'n lesing gee oor hoe doen 'n mens dit. Dis individue wat mense verdra met genade. Wat kalm kan bly wanneer jy verkeerd behandel word. En wat is die kontras, die ongeduld van die vlees? En dit is, ons is kort van die meer. Daar's wraak in jou hart, jy raak geïrriteerd, jy raak ongeduldig, maar 'n Heilige Gees gedrewe kind van God, wat in die Gees van God bly, in hom bly soos hy in ons, is een wat wagtyd kan hanteer, wat nie ongeduldig raak nie. Dis iemand wat mense kan verdra, wat moeilik is. Daai CEO wat heel dag vloek en skel op jou, deur die Gees van God leer jy, en wanneer jy reg kies, en jy kies die Gees, sal jy weet om hom te verdra. Dis nie om onmiddellik terug te slaan nie. Dis om God te vertrou met die proses. En as ons sê, ons is na die beeld van God geskape, soos wat hy sê in Genesis, na die gelykenis van God, dan is dit presies hoe ek en u moet optree teenoor mense. Lankmoedig. Ons moet lank vat om te reageer. Kan jy dink wat sou vir my en u geword het as God 'n kortie meer gehad het? As God net gestaan het met 'n stok en hy sê, ek kan nie wag om jou te voeter nie. Maar God vat lank. En hy's geduldig. Want hy gee vir jou genoeg tyd om jouself te korrigeer. Hy gee vir jou genoeg tyd om te bekeer. Hy gee vir jou genoeg tyd om te groei. Hy gee jou genoeg tyd om te verander. So lankmoedigheid beteken om te reageer met genade, in plaas van impulsiewe emosies. Jy sien 'n kort, vinnige skuur van 'n vuurhoutjie. Dan, as jy 'n vuurhoutjie vinnig skuur, dan steek hy aan die brand. Maar 'n diep rivier vat baie om hom te ontwrig. Is jy 'n diep rivier of is jy 'n vuurhoutjie? Because out of your innermost being a river flows with no end. En ons het nodig en dit vloei uit die Gees uit. En 'n rivier vat lank om hom te ontwrig. Maar 'n vuurhoutjie, die geringste skuur, en hy slaan aan die brand. Jy sien, lankmoedigheid is wanneer jy krag het om terug te slaan. Maar omdat jy deur die Gees van God gelei word, kies jy om met genade en barmhartigheid te reageer. Is jy nog oké? Ek wil nie u verloor nie, maar bly net gou by my, ons is amper daar, vriendelikheid. En omdat die ou mense, as iemand, dan loop hulle verby en sê, onbeskof. Ja?
Wie van julle gebruik hy woord? Kom 'n man verby en hy groet en dan kyk jy mos en sê jy onbeskof. Vriendelikheid. Dis om sag van hart te wees, goed te wees teenoor mense, welwillendheid te hê, 'n sagte, toeganklike houding te hê. Want wat doen onbeskof? Jy het 'n geslote persoonlikheid en niemand kan naby jou kom nie. Maar vriendelikheid maak oop. En sê jy toegang. Jy sien, dit gaan nie net om nice te wees nie. Ekskuus my Engels. Maar om mense te behandel soos God mense behandel, met genade, barmhartigheid, geduld, sagtheid, maar tog ferm, met respek en deernis. Vriendelikheid is die karakter van God wat deur 'n mens sigbaar word. Want die vleesvolle hart is sarkasties en skerp en ongeduldig en koud en selfgesentreerd, trots en hoogmoedig wees. Want ek is onbeskof, want ek is beter as jy. Maar wat doen die Heilige Gees? Hy maak ons sag sonder om ons swak te maak. En dis hoe Jesus gewerk het met mense. Hy het mense reg gehelp. Jy sien, probeer om 'n siel vir die Here te wen, deur onbeskof te wees. Jy gaan hom nie wen vir die Here nie. Jy wen 'n siel deur vriendelik te wees. Jy sien wat gebeur is, 'n blommetjie. Jy kry die blomme wat toemaak in die nag. En wanneer die son uitkom, en die sonstrale val op hom, dan maak hy oop. En as jy daai blommetjie in die nag oop gaan forceer, sonder die sonlig, gaan hy breek en seer kry. Jy sien, vriendelikheid is wanneer die son van God skyn deur jou, en dan maak mense oop. Die son van God skyn deur jou vriendelikheid, dan maak mense oop. Jy het nie nodig om hulle te forceer nie. Maar vriendelikheid maak oop, sodat jy die evangelie kan deel. Nie met geweld nie. Vriendelikheid is wanneer die sagtheid van God deur jou houding sigbaar word. Okay, familie, ek moet nou begin klaarmaak. Dan kry ons goedheid. Kom ons praat net vinnig hier oor goedheid. En dan kry jy slegheid. Ek gaan nou nie uit by dan nie. Jy weet, jy's 'n morele mens. Integriteit, okay? Jy moet goed wees. God is goed. God is good all the time and all the time God is good. En as God goed is in jou en jy kies, dan kies jy, as jy in hom bly, om goed te wees, en dan sal dit in jou gedrag wys. Amen. Los dit net daar. Die volgende ene, getrouheid. Ons moet getrou wees. As God in ons woon, en hy getrou is, moet ek en u dit weerspieël in ons gedrag, om ook getrou te wees. Ons moet konstant wees. Al gaan dit hoe moeilik. Dis mense wat getrou is teenoor God se woord en die woord van die Here en die Heilige Gees, selfs daar waar hulle alleen is. Mense wat lojaal bly teenoor die Here. Nie net voor kerkmense en Christene nie. Maar selfs daar tussen die kollegas en wanneer jy alleen is. Jy sien, in Johannes 1:9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wat sou van my en u geword het? Bly gou by my, fokus u nog, ons is amper daar, ons is amper klaar. Hier is die ding, familie. Wat sou van ons geword het, as ons na die Here toe gaan, sê ek is jammer Here, ek het gesondig. En hy sê nie vandag nie. Nie vandag nie. Jy het nou te ver gegaan. Maar elke keer wanneer ek droog maak, en ek sê, Here, ek het per ongeluk hier gefokus, in 'n oomblik van swakheid, dan sê die Here, ek is getrou om jou te vergewe, en ek dink nooit weer daaraan nie.
So ver soos die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder ek hierdie oortredinge. Kom my kind, bly in my, soos ek in jou is, en kies reg, sodat dit weer in jou gedrag kan wys. God is getrou, en hier is die vraag, as daai getrouheid in ons is, en dit vloei deur ons, hoekom is jy nie getrou om te vergewe? Hoekom is jy nie getrou om genadig te wys vir die wat jou te nagekom het nie? Eina, dis vir jou om oor te dink. So, ekskuus mense, ek probeer gou hier goed sny, is te veel, kom ons maak klaar, 2, nog net 2, is dit reg? Sagmoedigheid en hoogmoedigheid. Sagmoedigheid, hoogmoedigheid. Sagmoedigheid is 'n sagte gees wat aan God geonderwerp is. Dis iemand met krag en mag, maar hulle gebruik dit onder die beheer van die Heilige Gees. Ek het 'n hele boodskap hier al oor gepreek, maar ek wil net vinnig hier aanraak. Jy sien wat die wêreld dink, sag is swak en hart is sterk. Maar die Gees van God in ons sê, sag is sterk en hart is swak. Sagmoedigheid in God se koninkryk is 'n teken van geestelike krag en volwassenheid. Sagmoedigheid sê, ek het nie nodig om myself altyd te verdedig nie. Kom aan, ek praat nou met sagmoedige mense. Ek kyk baie maal die kommentaar wat mense los van my, en dan dink ek, wie wat ek het eers nodig om jou te antwoord nie. Hoekom wil jy altyd reageer? Stil bly is net so 'n goeie antwoord. Ek het nie nodig om met trots en aggressie te reageer nie. Ek bly leerbaar en ek behandel ander met gesag en respek. Al beklee jy een van die hoogste range. Al is jy 'n eienaar van 'n maatskappy wat 500 mense het wat vir jou werk, loop jy nie met 'n houdingkie nie. En van, ek het gearriveer, of as jy daai promosie kry, nou ewe skielik, nou kyk jy neer op almal. Jy weet, ek is daar nou gepromoveer, jy weet. Ja. Gaan kyk na die beste CEO's, die beste direkteure, die beste werkgewers, eienaars van maatskappye. Dis mense wat selfs die cleaner met respek kan behandel. En die kontras van die vlees is, ek wil altyd beklei, ek wil beheer, ek wil domineer, ek wil altyd reg wees, ek is nie verkeerd nie, nog nooit nie, en ek sal ook nie wees nie, jy luister na my, arme ding. Rang, posisie beklee. Die vlees is so gefokus op die rang, omdat julle manne wat in die weermag was, dan daai oukie, wat nou 'n bietjie hoër rang is, sê jy my net so maar, jy weet jy kan vir hom vasvat. Maar as gevolg van sy rang, kan jy niks sê nie. Nou trek hy rang op jou, onthou jy? Hy het rang op jou getrek. Die Gees bring 'n sagtheid, maar en word nie deur trots gedryf nie. As het ek hier aandag nog. Ek moet dit gou die Willehingsie inbring, en gaan ons die laaste ene doen, ons is klaar. Jy sien die Willehings, wanneer hy ingebreek word, sit hy met hierdie geweldige krag. En wanneer daai cowboy op hom klim, dan bokspring daai hings met alle krag en mening. En die oomblik wanneer hy oorgee vir die cowboy op sy rug wat hom ingebreek het hy nie sy krag verloor nie. Want hy bly nog net so sterk. Maar sy wil is oorgegee. Julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Julle noem my Here, Here, maar wanneer ek met my stil, sagmoedige, nederige hart, gees na jou toe kom, wil jy my nie kies nie, want jy kies die heeltyd die vlees. En ek kan alleenlik Here wees wanneer ek beheer het oor jou vlees en jou siel en jy kies my, dan is ek Here.
Ek is alleenlik Here wanneer jy my Here maak en wanneer ek vir jou iets sê om te doen, dan dink jy nie eers daar nie, jy doen net wat ek vir jou sê, want ek is Here. 'n Leeu hoef nie heeltyd te brul om te bewys hy sterk nie. Ware geestelike gesag het nie trots nodig om sigbaar te wees nie. Sagmoedigheid is wanneer jou hart deel onder die beheer van God. Kom ons maak klaar, selfbeheersing en selfbeheerdheid, ons is klaar. Selfbeheersing. Selfbeheersing vind plaas in die siel. Dis waar jy kies. Selfbeheersing is om te kies. Gaan ek die liggaam doen wat die liggaam vra, of gaan ek doen wat die Gees van God my vra om te doen? En wanneer jy vir die vlees sê nee, en jy sê ja vir die Gees, het jy selfbeheersing toegepas. Dis om beheer uit te oefen oor jou begeertes. Dis innerlike dissipline. Dis om meester te wees van jou lewe onder leiding van die Heilige Gees. Dis iemand wat nie deur emosie, drange, woede, begeertes, vrees en impulsiewe reaksies beheer word nie, maar deur die Heilige Gees. Selfbeheersing beteken nie, ek onderdruk alles deur my eie krag nie. Nee, dit beteken, die Heilige Gees gee my beheer oor wat my vroeër in my lewe beheer het. Want die vlees wil altyd onmiddellik reageer. Sê dit nou! Vloek hom! Vloek aan! Gooi vir hom middelvinger! Nou! Skel hom! Slaan hom! Jaag hom! Doen dit nou! Word kwaad! Gee in vir daai versoeking! Val! Maak hy website oop! Nou! Maar selfbeheersing sê, as jy in my bly, en ek, soos ek in jou, sal jy vrug dra. Ek kies om deur die Gees van God gelei te word, en ek onderdruk die behoeftes van die vlees, en hy wil net allerhande nonsens aanvang, en hy wil die begeerlik, hy wil sy lus blus. Maar ek slaan ag op die Gees. So baie mense verloor hulle lewe, nie deur een groot oomblik nie, maar deur klein onbeheerde begeertes. 'n Atleet moet dissipline hê om 'n wedloop te wen. Hy moet slaap, goeie eetgewoontes hê, oefen, fokus beheer. Hoekom? Want hy sien die groter prentjie. En die Heilige Gees ondersteun jou. En gee vir jou altyd 'n opsie, met sagmoedigheid en nederigheid. Hy skree nie en ruk en pluk nie aan jou nie. Maar jy moet be still and know that I'm God. Raak rustig in daai omstandigheid, in daardie versoeking. Luister wat hy sê met sy sagte stem. Reageer dan daarop. En dan gaan jy reg kies. Dan gaan dit wys in jou gedrag. En waarom is dit belangrik om sy leiding te volg? Want hy sien die groter prentjie. 'n motor met groot krag sonder remme is uiters gevaarlik. Daar's eindelose krag in jou. Maar sonder selfbeheersing gaan jy jou lewe verwoes. Selfbeheersing is wanneer die Heilige Gees sterker word in jou as jou eie ek en wil. So kom ek is klaar. Wat is die goue draad van alles? Dan moet iets wees wat die hele vrug van die Gees saamvat. En onthou wat ek nou sê, skryf dit neer as jy kan. Die goue draad dis die karakter van Jesus wat sigbaar word in 'n mens se lewe deur die Heilige Gees. Want alles eindig hier by die gedrag. En ons is maklik om te sê, te wees soos Jesus. So rein en heilig, so sag en nederig. Maar dit begin by 'n keuse te maak tussen wat die vlees soek en wat die Gees soek.
So, die vrugte is nie los eienskappe nie. Dis verskillende uitdrukkings van een lewe. Die lewe van Jesus Christus binne in jou. Kyk gou vinnig hierna, terwyl ons klaarmaak. Liefde, hoe God lief het. Blydskap, die vreugde van sy teenwoordigheid. Vrede, die rus van God binne in jou. Lankmoedigheid, God se geduld met mense. Vriendelikheid, sy sagtheid teenoor mense. Goedheid, sy rein karakter. Getrouheid, sy standvastigheid. Sagmoedigheid, sy krag onder beheer. Selfbeheersing, 'n lewe onder God se heerskappy, want hy is Here. So al 9 wys na, hoor mooi wat sê Galasiërs, bly dan ek is klaar, ons gaan nou die verklaring doen. Hy praat nooit van die vrugte van die Gees nie, maar hy praat van die vrug van die Gees. Enkel fout, nie meer fout nie. Die vrug wys hoe Jesus lyk wanneer hy deur mense leef. Hoe Jesus lyk wanneer hy deur mense leef. Die vrug van die Gees is nie net wat God van jou wil hê nie. Dit is wie God binne in jou wil wees. Amen. We are finished. Kom ons staan op familie en dan doen ons hierdie verklaring saam en dan gaan ons soos die Here ons laat die orkes kan opkom terwyl ons die verklaring doen. Alright, is almal reg. 1, 2, 3. Ek kies om nie deur die stem van die vlees gelei te word nie, maar deur die stem van die Heilige Gees wat binne in my woon. Ek glo dat God my nie geroep het om plastiese vrugte te dra wat net mooi lyk nie, maar om egte vrug van die Gees voort te bring wat die karakter van Jesus Christus weerspieël. Daarom onderwerp ek my siel, my denke, emosies en wil aan die leiding van die Heilige Gees. Ek kies liefde bo haat, blydskap bo neerslagtigheid, vrede bo onrus, lankmoedigheid bo impulsiewe reaksies en sagmoedigheid bo trots. Ek glo dat die Gees van God in my werk om my lewe te verander, sodat Jesus sigbaar kan word deur my optrede. Ek verklaar dat die vrug van die Gees nie net iets is wat ek probeer namaak nie, maar die lewe van Jesus Christus wat deur my leef. Wanneer storms rondom my woed, kies ek om in God se vrede geanker te bly. Wanneer versoekings kom, kies ek selfbeheersing deur die krag van die Heilige Gees. Ek glo dat God se karakter in my gevorm word en dat my lewe 'n getuienis sal wees van sy liefde, goedheid, getrouheid en genade. Ek is nie meer 'n slaaf van my vlees nie, ek wandel deur die Gees. Die Heilige Gees lei my en ek sal reg kies, reg leef en ek sal my lig vir mense skyn, sodat God verheerlik kan word deur my lewe. Amen. Amen, amen. My siel sê ja, sing dit weer vir ons die ou linne. Nou maak dit meer sin. Waarvoor sê jy ja? Jy sê ja vir die Gees. My siel, ja, ek weet nie wie hierdie lied geskryf nie, maar dit is so die waarheid. My siel sê ja vir wat? Vir die Heilige Gees in my. Nie vir die vlees nie, maar ek kies om deur die Gees van God gelei te word. En dit gaan my gedrag beïnvloed en dit gaan wys hoe ek God verheerlik. Of nie, mag ons God verheerlik in ons gedrag. Hoe? Deur die regte keuses te maak. Dankie, dankie die ouers. Ja, my siel sê ja. Sê ja. Halleluja. My siel sê ja. Say ja, my siel say ja. Sing het nog eenmaal. Oh, my siel say ja. Ja vir die Here. My siel say ja. Say ja. Hallelujah, oh, my siel.
Ek wil vra elkeen se oë gesluit. Die Here sê hy is getrou. En miskien sit jy vandag hier en sê Clemens, ek het baie droog gemaak. Ek het verkeerde keuses gemaak. En ek verstaan vandag wat dit beteken om selfbeheersing te hê en ek gaan werklik gefokus wees nou daarop. Op nou geset te wandel met hom. Om in hom te bly deur die regte keuses te maak. Want op hierdie stadium het jy verkeerde keuses gemaak, soveel verkeerde keuses. En die hele tyd is daar 'n oorlog in jou kop aan die gang. En vandag wil die Here jou nooi om te sê, eerstens, ek is getrou om jou te vergewe. Maar wil jy nie kom met jou behoeftes en die oorlog wat in jou kop aan die gang is op die oomblik? Al daai goed kom neersit by my voete, sodat ek vir jou vrede en rustigheid kan bring. En as dit jy is, steek vinnig jou hand op en dan sak weer, vinnig, hier is 'n uitnodiging. Daar's 'n hand wat opgaan, daar's 'n hand wat opgaan, daar's soveel hande wat opgaan. Kom staan gou hier voor by my vinnig. Kom staan vinnig hier voor by my. Halleluja. Sing dit weer my siel. Sê ja. Sê ja. Sê ja. Sê ja. Ja. My siel. Sê ja. Sê ja. Samarama tudana moso. Shamana maramamo duramasukaye. Shamataramamu tilamaramo sutalamararabaye. My seal, shimaramo duramamo sukata. My seal, hallelujah. Dankie Jesus. Oh yeah. My seal, say ja, ja, ja. Julle wat hier voor staan, ek weet nie hoeveel van julle sê net Clemens, ek wil vandag die vlees kruisig en ek wil werklik deur die gees wandel. En ek gaan net 'n gebed doen saam met jou wat dit aanbetref, maar ek ervaar in my gees, meerderheid van julle sit hier as gevolg van 'n oorlog in jou kop. Dis wat ek ervaar. Daar's 'n geweldige oorlog aan die gang in jou kop. Mashalom gaan vandag vir jou vrede bring. En wat jy het nou hiernatoe gekom, jy het nou vorentoe gestap. En hoor mooi. Kyk gou vir my, almal van julle kyk gou vir my. Ek wil ons gaan manifesteer. Ek hou van manifesteer. Ek hou van om iets te doen, om te wys ek doen dit. Ek wil hê jy moet dit nie nou doen nie, ek gaan dit saam met jou doen, maar gaan vir jou wys wat gaan ons doen. Jy gaan dit vat en jy gaan dit neersit by die voete van Jesus. Wees oor niks besorg nie. Gee dit vir die Here. En wanneer jy terug gaan banke toe, gaan jy wegstap van wat ook al jy hier voor neersit. En ons gaan daai goed verwoes in die naam van die Here, wat julle ook al hier gaan neersit. Dit sal nooit weer na jou toe kom nie, maar jy gaan moet kies om nie weer daaraan aandag te gee nie. Jy gaan moet kies en sê, ek gaan nie meer my moeg maak hier binne in my koppie. Ek gee dit vir die Here. Bring your burdens to the Lord and leave it there. En dan stap jy weg en jy sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal my sinne bewaar. En die Here sê, ek gaan jou gedagtes bewaar, ek gaan jou siel bewaar. En hy dink, sal nie weer inkom nie, maar jy moet dit ook nie toelaat nie. Want het help nie, jy stap hier weg, en dan wanneer jy deur hy stap en by die huis instap en sê, waar is die goed wat ek by die kerk neergesit het? Kom goed terug hierso.
Jy is so klaar daarmee. Hoor nou mooi. Nou, dit klink makliker gesê as gedaan, want dis wat gaan gebeur. Jy gaan by die huis aankom en daai gedagte gaan kom. Maar wat gaan gebeur is, jy gaan spoeg. Jy gaan spoeg. As daai gedagte inkom, weer, dan sê jy, maak so. Pa! Sê, hierdie ding gaan nie hier binne bly nie. En jy kry hom uit en jy vervang hom met lieflike dinge van die Here. Begin 'n loflied te sing soos Paulus en Silas en sê, I raise a hallelujah in the presence of my enemy. Sing 'n loflied tot eer van die Here. Jy vervang. Onthou, jou gedagtes kan net op een plek fokus. Né? Jou gedagtes kan net op een plek fokus. So, of jy fokus op die probleem, of jy begin 'n lied te sing tot eer van die Here en dan fokus jy op hom. En dis hoe jy spoeg. Spoeg die ding wat nou wil inkom, spoeg jy uit en jy vervang met hemelse goed en sê, ek het dit oorgegee vir Jesus. Elke oog nou gesluit. Vader, vir diegene wat dalk hier voor staan wat sê, ek gee nou oor, ek is klaar met die werke van die vlees. Ek wandel deur die Gees. Ek kies die Gees, want dis hoe ek bly in hom, soos hy in my. Dank ek U nou, Here. U is getrou om ons sondes te vergewe. En ek dank U nou, Here, dat hulle instap in 'n nuwe verhouding met die Here van hierdie dag af, in Jesus naam. Amen. Nou kyk gou vir my. Ek gaan nou julle kom salf. Doen dit saam met my. Vat dit in jou kop. Vat sommer al twee hande. Haal dit uit. En sit dit voor op die voete neer. Halleluja, Rebayenda. Daar slaat daar verligting. Dis klaar gedoen, halleluja, jy gee dit vir Jesus, halleluja. En van hier af verder is dit dissipline. Dissipline. Moet dit nie weer toelaat nie. Jy het dit nou vir die Here gegee, dis nie jou geveg om te veg nie. Jy is nou klaar met jou planne en die hoe en hofsake en ek weet nie hoekom ek dit nou sê nie. Jy is nou klaar met jou eie werke van om hierdie ding uit te sorteer. Die Here sê, oh, be still and know that I am